Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou jy sal agterkom ek spandeer die laaste ruk baie tyd aan een vraag en dit is: waarheen gaan my energie regtig? As deel van my jaar se mantra van Good Vibes Only, het ek besef hoe ongelooflik kosbaar my energie is en hoe maklik ek myself moeg maak, nie deur wat mense sê nie, maar deur wat ek dink hulle bedoel, my aannames en my assumptions. Ons lees mense nie net volgens wat hulle sê nie, ons lees tussen die lyne en partykeer lees ons sommer goed in wat nooit daar was nie, wat hulle glad nie eers bedoel nie. 'n Kykie word dalk vir ons 'n groot boodskap. 'n Stille woord voel vir ons soos 'n aanval. Iemand wat my nie onmiddellik antwoord nie, voel vir my soos verwerping. En skielik voer ons hierdie lang gesprekke in ons koppe met mense wat nooit daardie woorde gesê het of so bedoel het nie. Want ons hou nie van onsekerhede nie. Ons wil mense kalibreer, definieer, verstaan. Ons wil weet waar staan ons met mense. En dit doen ons sodat ons veilig kan voel. Maar die ironie is, hoe meer ons aanneem en assume, hoe meer tap dit ons energie. Want kyk, die ego hou ons nie daarvan om tussen die lyne te lees. Want daar kan hy stories skryf wat hom beskerm, hom bevestig en hom laat goed voel. Hy lê woorde in mense se monde, hy interpreteer dade sonder konteks en meestal sê daardie stories meer oor ons vrese as oor ander mense se bedoelings. En onder dit alles is daar daardie stille vrees wat sê, wat as ek nie genoeg is nie? Wat as ek nie gekies word nie? Maar kom ons vra die moeilike vraag, is dit regverdig om mense te oordeel op grond van stories wat net in ons koppe bestaan? Die Bybel sê, die mens sien wat voor oë is, maar die Here sien die hart. En dalk is ons moeg en tap ons energie, omdat ons probeer speel wat net God kan doen. Jesus het mense nie gelees om hulle vas te pen nie. Hy het gesien, maar hy het ook ruimte gelaat vir genade, vir die voordeel van die twyfel. Hy het nie aannames gemaak nie, hy het vrae gevra, hy het geluister, nie net gehoor nie, hy het lief gehad, sonder om te probeer om te beheer. En hier is die vraag wat my terugbring na rus toe. Hoeveel van my energie mors ek deur stories te glo wat ek self geskep het in my kop, wat glad nie eers mense se bedoelings of die waarheid is nie. Miskien is Good Vibes Only nie om mense uit te sny nie, maar om op te hou om tussen die lyne te lees, wanneer God jou vra om net in die waarheid en liefde eerder te leef. Want ware vrede begin wanneer jy mense genoeg vertrou om hulle eie stemme te hê, sonder dat jy woorde vir hulle skryf in jou kop. So ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.